Baie dankie weer ingeskakel het. My naam is Marius Malan, ek is die gemeentepredikant van Vaaldriehoek Lewensentrum en ons is tans besig rondom die lydingstyd en spesifiek wat ek en jy moet offer in die lydingstyd. Nou soos Andri Sondag gesê het, ons kyk na verse spesifiek wat handel rondom wat ek en jy na God toe bring, wat ons offer en wat het my en jou kies. En een van die verse wat Andri so oor gesels het is in 2 Samuel van Dawid wat 'n offer na God toe wil bring. En ons gaan 'n bietjie verder vandag aangaan met hierdie vers en kom ons lees hom saam. Is in 2 Samuel 24 vanaf vers 24 af en hy sê die volgende: Hierop het die koning vir Arana gesê: Nee, ek koop dit beslis van jou teen die volle prys. Ek bring nie aan die Here my God offerandes wat my niks kos nie. Dawid toe die dors voer en die beeste vir sowat 600 gram silwer gekoop. Nou Dawid sê eintlik in hierdie skrifgedeelte vir my en vir jou, wat ons hier kan leer is, as ek iets vir God offer, dan kos dit my iets. Ek is nie bereid om iets vir God te gee as dit my niks kos nie. Nou as ek 'n bietjie dink hier oor ons offers ons vir God bring, dit moet iets vat van my en jou. Hier is nogal 'n taamlike goeie maatstaf, as jy wil weet wat is die maatstaf van 'n offer wat jy na God toe moet bring. As dit jou niks kos nie, as dit niks van jou vat nie, as dit vir jou te maklik kom, dan moet jy dit nie gee nie. Moet jy nie daai offer na God toe bring nie. Maak nie saak of jou tyd of jou geld of jou skills is of wat ook al nie, moet dit eerder nie vir God gee nie, want jou offer moet iets kos. Jou offer, om 'n ware offer te wees, 'n goeie offer te wees vir God, moet van jou uitvat. So wat is daar in jou lewe wat God ook miskien wil hê jy moet gebruik in jou lewe? Wat is ook miskien wat God wil hê jy beskikbaar stel vir sy koninkryk? Wat is daar in jou lewe wat God ook miskien sê, hey, sê vir my deur die bewys van wat jy hier vir my gaan doen, vir my gaan gee. Sê vir my hoeveel is ek werd vir jou. Nou kom ons vat gou 'n oomblik en doen 'n oefening. Dink vir my in jou voertuig. Hoeveel is jou voertuig vir jou werd? Dink vir my in jou huis. Hoeveel is jou huis vir jou werd? Hoeveel is jou gesin vir jou werd? Hoeveel is jou werk vir jou werd? Hoeveel is jou man of jou vrou vir jou werd? Jou familie vir jou werd? Wat is die waarde wat jy aan dinge heg? Dalk miskien selfs 'n troeteldier of 'n plaas of 'n hobby wat jy ook miskien het. Wat is dit alles vir jou werd? En kom ons kom aan by die vraag uit, wat is God vir my en vir jou werd? Hoeveel spandeer ek en jy? Tyd, geld, gawes en elkeen van hierdie ander dinge? En hoeveel gee ons in 'n offer vir God? En dit gee vir ons 'n resultaat van wat die belangrikste of die meeste waarde vir jou in jou lewe het. Nou Dawid sê in die skrifgedeelte, hy: My God is nie goedkoop nie. My God is vir my baie werd. En ek sal nooit iets vir hom gee wat my nie iets gekos het in my lewe nie. So in hierdie week, ondersoek jou hart, ondersoek jouself vir die oefening van die week. Die weduwee se voorbeeld vir my en vir jou. Wat kos dit my en jou om vir God iets te gee? Kom ons maak seker dit kos ons iets en kom ons dink oor wat ek en jy vir God wil gee in hierdie week. Kom ons bid saam. Here, dankie vir die voorreg ons het om te kan gee. En miskien sal persone vandag daar en sê, maar Here, ek het niks om te gee nie. En Here, help ons om te besef, ons almal het iets om te gee. Ons almal iets wat waardevol is vir ons. Miskien is dit dalk om vir 'n tyd lank te sê, ek gaan my tyd wat ek op my rekenaar spandeer, op Facebook dalk miskien eerder spandeer in stilte saam met U. In plaas van miskien 'n kuier saam met 'n klomp vriende te doen, gaan ek die keuse maak, doelbewus intentioneel om te sê, maar ek gaan eerder as 'n vrywilliger optree by my gemeente, by my kerk. Kom ons dink bietjie, Here, help ons om te dink aan wat is die offer wat ons moet gee in ons lewens. Help ons om ons waarde te vind in wie wat U vir ons is, Here. En help ons om te besef, U is die waardevolste verhouding, persoon in ons elkeen se lewe. In Jesus naam bid ons dit. Amen en amen. Ek hoop ek sien jou môre. Sterkte vir die res van jou dag. Mooi bly.